Vader, hoekom het U dit toegelaat in my lewe? Kyk hoe lyk my lewe. Sien U nie raak waardeur ek gaan nie. Mense, goeiemôre. Ek het my koppie koffie. So skuif asseblief 'n bietjie nader aan my, want dit is koffietyd hier by die rots, saam met my Frik Weideman op hierdie pragtige Woensdagoggend. Nou hier by koffietyd wil ek met jou gesels oor 'n belangrike onderwerp. Mense, ek en jy kan nie ons seisoen waarin ons nou is beoordeel nie. Ons maak maklik gevolgtrekkings omdat ons nie bewus is van die feit dat Vader is eintlik besig om met ons te werk nie. En dan maak ons gevolgtrekkings soos byvoorbeeld, ek het dit weer nie gemaak nie. Ek is 'n mislukking. Dit het alweer nie uitgewerk nie. Wat help dit? Ek probeer en ons maak hierdie gevolgtrekkings en dan sê ons iets soos byvoorbeeld, Vader, hoekom het U dit toegelaat in my lewe? Kyk hoe lyk my lewe. Sien U nie raak waardeur ek gaan nie. Dis wat ons doen. En hier by koffietyd vandag is dit juis my belangrik dat jy moet nader skuif om met jou te praat, om vir jou te sê, moenie jou seisoen beoordeel waarin jy nou is nie, want Vader is besig. Hy is besig om met my en jou te werk. As ek net dink aan Josef wat in 'n put gegooi was. Ek bedoel, dit het nie soos 'n bestemming gelyk nie. Josef was in 'n tronk vir 'n paar jaar toegesluit. Dit het absoluut nie soos bevordering gelyk nie. Dit was Josef se verhaal. Ek onthou toe Josef deur sy broers verwerp was, daai totale familieverwerping, het dit definitief nie gelyk soos die hand van die lewende God nie. Maar weet wat's my amazing? In Genesis hoofstuk 50 vers 20 kom Josef en hy's in die woord en hy praat met sy broers. En hy kon baie maklik in sy seisoen beoordeel het om te sê, maar Vader, waar is U? Hoekom kom U nie vir my deur nie? Hoor wat sê Josef? Hy sê, julle het wel kwaad teen my bedink, maar Elohim het dit in goeie laat meewerk. So ek en jy moet baie versigtig wees dat ons nie ons seisoen sal beoordeel vanweë die feit jy's nou in 'n seisoen. Ek en jy weet nie hoe lyk die volgende hoofstuk nie. Ons leef net nou in hierdie hoofstuk. Maar ons besef nie. Daar's 'n Vader in die hemel wat vir my en vir jou beplan dit wat voorspoed is en nie teëspoed nie. Hy sê dit in sy woord. Ek en jy sien dit as 'n verlies. Hy sien dit as vorming, om my en jou te vorm ooreenkomstig sy karakter. Wanneer dit goed gaan en ek is in 'n gemaksone, dan kan hy mos nie in ons werk nie. Hy kan net met ons werk wanneer ons in 'n geloofsone in beweeg. En 'n geloofsone is soms gepaard met verliese, met trane, met hartseer. Maar dan maak ek en jy negatiewe gevolgtrekkings en ons moet stop daarmee. En dis hoekom ek vir jou vra, skuif so 'n bietjie nader aan my en kom ons drink 'n koppie koffie en ons praat hieroor, want as jy verliese ervaar, dan sien jy die verliese. Vader sien dit as vorming. Hy sien die vertraging in jou lewe, want jy wil goed nou gedoen het. Dit moet nou plaasvind. En ons almal is so. Vader, dit moet nou, daai vinnige oplossing. Hy sien dit as voorbereiding. Hou op om gevolgtrekkings te maak. Jy sien dalk 'n toedeur en jy wonder, hoekom gebeur dit met my? Hoekom gaan deure nie in my lewe oop nie? Hy sien dit as beskerming. Kan jy sien hoekom ek vir jou sê, ons moet baie versigtig wees om ons seisoen te beoordeel, want hy's besig om te werk. Ons sien dat mense ons verlaat. Mense verlaat die groepe want hulle kan die waarheidsverpakking van die woord nie hanteer nie. Hulle verlaat die groepe. Nou wonder ek nie, hoekom verlaat die mense die groepe? Wie wat doen Vader eintlik? Hy gee eintlik ruimte vir iets nuuts om te gebeur in ons lewens, en ons maak altyd hierdie negatiewe kommentare en hierdie negatiewe woorde, maar eintlik is Vader besig om iets nuuts in jou lewe te bewerkstellig, en dis hoekom hy sekere mense uit jou lewe laat verdwyn. En nou sit ek en jy met 'n verwerpingsgees. Pas op daarvoor. Ons het mos hierdie begeerte, almal moet van ons hou. Almal kan nie van ons hou nie.
En dis so, en jy moet dit sommer nou in die spieël kyk en vir jouself sê, almal kan nie van my hou nie. En dis hoekom ek en jy 'n koppie koffie saam drink, want jy is my belangrik, en ek wil nie jy moet seer kry nie, ek wil nie jy moet negatiewe gevolgtrekkings maak van weer die seisoen waarin jy nou is nie. Mense, jy hoef nie vandag die hele pad te verstaan nie. Jy het nie nodig om alles nou uit te sorteer nie. Al wat jy vandag moet doen, doen wat jy kan doen. Loop net one day at a time. Loop net vandag die tree wat jy kan loop. Moenie vandag opgee vanweë die seisoen waarin jy is as jy nog nie môre kan sien nie. Moenie opgee nie. Moenie jou geloof enigsins koppel aan die omstandighede waardeur jy gaan nie. Moenie waarde heg aan ander mense se opinies wat jou identiteit wil kom verander nie. Moenie waarde heg aan ander mense se geite, in hulle optrede, in hulle koue gesindheid teenoor jou, en jy dink dis verwerping. Eintlik is Abba besig om ruimte te skep sodat jy kan weet wie is jy, want hulle bepaal die heeltyd wie jy moet wees, want jy wil optree om hulle te please, en in daai optrede kry jy seer. En nou maak jy hierdie gevolgtrekkings vanweë die seisoen waarin jy is, en jy beoordeel jou seisoen. Stop daarmee. Moenie jou bestemming meet aan die hoofstuk waarin jy nou is nie, want jy gaan 'n fout maak, want Vader is besig om aan jou te werk. Hy het jou nie vergewe nie. Die woord sê mos, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. As jy vandag net die regte ding kan doen, om jou fokus te plaas op hom, die skepper God van die hemel en die aarde, doen dit wat jy moet doen, al sien niemand dit nie, want Vader is besig om te werk. So mense, asseblief, ek pleit vandag by jou dat jy rustig sal raak, dat jy jou fokus sal verander. Josef sê, julle het kwaad teen my bedink, maar Vader het iets goeds daaruit laat gebeur. Elke moeilikheid, elke swak omstandigheid, elke storm in jou lewe, elke verwerping, elke toedeur, elke mislukking, is nie vir hom dieselfde nie. Hy vorm ons, hy beskerm ons, hy gee vir ons ruimte, hy skep vir ons geleenthede wat ons nie noodwendig raak sien nie, wat ons is in hierdie seisoen vasgevang. En ek wil vandag vir jou vra, Lukas 21 vers 28, kyk op en weet, my verlossing is naby. Mense, baie dankie, ek het heerlik saam met jou 'n koppie koffie gedrink, hier by die rots, op die plaas te Kuilen, uit die hart van 'n Makelaar. Frik Weideman, tot 'n volgende keer, koffietyd, shalom.